Goeiemôre julle. Het is Louis en ja, ons het lanklaas gesels, lanklaas 'n videoetjie gemaak. Ek sit nou vanmôre hier buitekant onder die boom en ek het vanoggend op een van die groepe wat ons het, ons is 'n paar manne wat 'n so bidgroepie het waar ons nou maar vir mekaar instaan en so aan. Het een van die manne 'n gedeelte gedeel, eintlik 'n liedjie. How great is our God. En weet julle, dit het my vreeslik geïnspireer, eintlik so geïnspireer dat dit is die rede hoekom ek nou hier sit om hierdie videoetjie te maak. Soos ek sê, ek sit hier buitekant onder die boom soos julle kan sien. Die wind is so 'n bietjie krapperig, so ek hoop maar nou net nie daar's te veel storinge op die mikrofoon nie, maar anyway, besides the point, kom ons gaan aan. Dit het my laat dink aan Markus 1. En ek wil vir julle lees uit Markus 1 uit. Want dit is vir my so significant as ek nou maar die Engelse woord kan gebruik. Hoe groot is ons God en weet julle, besef ons dit werklik waar? Want as ons kyk na Markus 1, Markus vertel nie regtig waar hier van Jesus se geboorte nie. Hy vertel nie regtig, jy weet, die hele verhaal van die 3 wyse manne en die hele storie nie. Hy begin basies waar Jesus gedoop is en dan vertel hy van Jesus se bediening. Dit is waaroor hierdie evangelieboek gaan. En jy weet, daar's baie vrae ook rondom dit. Ag, hy dit dan nou nie belangrik nie. Nee, glad nie. Wat Markus probeer doen hier is om te wys hoe groot is God eintlik. Hy lig basies net uit, jy weet, dat God gekom het en as mens, homself as mens laat gebore het, sodat hy vir ons kan vertel en vir ons kan leer hoe om nader aan hom te kom, sodat ons gered kan word. Onthou nou net, hierdie boek, hierdie stukkie van die evangelie, gaan nie oor ons redding van finansiële verknorsing of uit finansiële verknorsing of verlossing van militêre onderdrukking of jy weet dit nie, maar dit gaan spesifiek daaroor om ons bewus te maak van hoe groot God is en hoe belangrik dit is dat ons aan die pand van sy the hem of his garment, dat ons daaraan kan vashou en dat ons deur geloof in hom gered kan word. Maar kom ek lees vir julle gou hier uit Markus 1. Ek wil eintlik hier by vers 9 net sommer begin. Want die eerste gedeelte gaan oor Johannes wat nou daar in die Jordaan staan en die mense doop. Hulle sê wat het hy aan en dat hy sê, jy weet, daar kom iemand wat groter is as hy. En dan kom ons by die doop en die versoeking van Jesus hier van vers 9 af. Hy sê, en in daardie dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelik toe hy opkom uit die water, sien hy die hemel skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdaal. En daar het 'n stem uit die hemel gekom. U is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Maar 'n bietjie verder gaan, vers 12, en dadelik het die Gees hom uitgedryf in die woestyn. En hy was in die woestyn 40 dae lank, terwyl hy deur die Satan versoek is, en hy was saam met die wilde diere en die engele het hom gedien. En dan net hierdie laaste gedeeltjie van die genesing van die melaatse man, julle weet, nadat hy nou daarvan af is, het hy die eerste disippels geroep en hy het toe die besetene in Kapernaum jy weet, gesond gemaak toe die duiwels uit hom uitgedryf het. Mos nou daar waar die ou op hom geskree het, gevra het wat soek hy, want hy ken hom. En die genesing van Petrus se skoonma, jy weet, Simon mos nou en dan kom ons hier by die gedeelte van die melaatse, van die melaatse man, die genesing van hom. Hier van vers 40, hy sê, en daar kom 'n melaatse na hom toe en wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê,
as u wil, kan u my reinig. En Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hande uitgesteek na hom en hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil word gereinig. En toe hy dit sê, het die melaatsheid hom dadelik verlaat en hy is gereinig. En nadat hy hom ernstig aangespreek het, dit is 'n belangrike gedeelte hierdie, en nadat hy hom ernstig aangespreek het, stuur hy hom dadelik weg en sê vir hom, pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priesters en offer vir jou reiniging wat Moses uitgeskryf het tot 'n getuienis vir hulle. Maar dan gaan hy verder en hy sê, maar hierdie ou toe nou gegaan en hy het vir almal toe nou vertel van wat Jesus gedoen het. Nou, hoekom lees ek dit? En die ander eerste gedeelte, wat het dit nou te doen met die grootheid van God? Weet jy, ons lees dat Johannes het hom gedoop, hy het vir Jesus gedoop en toe het die gees van God op hom neergedaal en hy was in die woestyn vir 40 dae waar hy versoek was. Weet jy, Jesus het alles deurgegaan. Jesus het alles deurgegaan. En hy het dit gedoen sodat ek en jy op die einde van die dag die boodskap kan kry deur hoe groot hy is en dat ons hom moet volg. En deur hom te volg en aan die pand van sy klere vas te hou. Jy weet, in ons geloof, daardeur kom vir ons redding van al die ander goeders wat ons wil hê. God is so groot dat hy die Satan kan weerstaan, dat hy duiwels kan uitdryf. God is so groot dat hy mense gesond kan maak, die melaatse man aanraak. Nou, die melaatse man, wat 'n bewys is dit van die grootheid van God? Onthou, in daai tyd was enige velsiekte basies wat die mense gehad het, was as melaats gesien. So maak nie saak wat se velsiekte jy gehad het nie, volgens hulle was jy melaats. En niemand mag aan jou geraak het nie. Wat gebeur het as iemand in die straat afstap, op die pad afstap en daar kom 'n melaatse ou, moes hulle geskree het, onrein, onrein. En almal het dan geweet, daar's 'n onrein man en moes wegbly van hom af. En selfs wanneer iemand genees was, wat ook gesien was in elk geval as die grootheid van God, dan moes hulle eers na die hoëpriesters toe gegaan het en die moes hulle eers inspekteer en seker maak hulle is reinig, dan is hulle reinig verklaar en eers dan mag hulle normale lewe in die samelewing hervat het. En dit is wat Jesus nou die teendeel bewys het. Jesus het sy hand uitgesteek, hy het daai melaatse man aangeraak, want Jesus is groter as die melaatsheid, né? Hy het hom aangeraak en die melaatsheid het hom verlaat. Ja, hierdie man het nie die opdrag van Jesus dalk gevolg nie. Hy het almal vertel, maar miskien was dit omdat hy gedink het, weet jy, ek gaan skuldig voel as ek nie sê, maar dit was Jesus wat my gered het. Dit het natuurlik beteken dat Jesus nie meer in die stede kon ingaan nie, want die mense het hom oorval. Hy moes net almal genees, selfs daar waar hy in die veld of in die stilte in weggegaan het, of amper wil ek sê weggekruip het of probeer homself wegsteek het, selfs daar die mense gekom en hom uitgesoek, jy weet, vir die genesing en die goed, maar die punt wat ek wil maak is, jy weet, kyk hoe groot is God, kyk hoe groot is Jesus, en steeds in daai gedeelte sê hy ook, Jesus het hom aangespreek en hy het hom weggestuur. En hy het hom na die hoëpriesters toe gestuur, want dit was mos nou die manier. So, dit kan wees dat Jesus gesê het, weet jy, gaan soontoe, maar as jy die Griekse gedeelte uit die Griekse Bybel uit lees, dan is dit eintlik baie erger. Ek wil dit net hier aanhaal uit hierdie kommentaar uit, want hierso in hierdie gedeelte sê Dr. Marius Nel, hy sê vir ons hierso dat die klem val op die grootheid en die sukses van Jesus. Maar hy sê ook, jy weet, as ons kyk hier, waar so is dit nou, ekskuus julle, maar as ek nou heeltemal in die verkeerde gedeelte nou, nee, ek is hier so as ek reg. Hy sê, jy weet, as ons kyk na wat in die Griekse gedeelte eintlik hier so uitgehaal word, dan moet ons eintlik sê dat Jesus het hom ernstig aangespreek en Jesus het hom dan weggestuur, meer eintlik weggedryf.
Jesus het hom baie ernstig aangespreek en hy het hom weggedryf. Hoekom het hy hom weggedryf? Dis nou die punt wat ek gemaak het oor die mense moes in elk geval eers na die hoëpriesters toe gaan wat hulle moes eers reinig verklaar het. So dis hoekom Jesus hom weggedryf het. Jy weet, van hom gesê gaan eers soontoe, maar die ou het nie, hy het toe die mense vertel van die goedheid van Jesus Christus en die mense het hom oorval. Maar die hele punt wat ek wil maak is, as jy kyk na Markus 1 en ek dink aan daai liedjie, weet, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Weet julle, hy is so groot en ons besef dit nie. Mense, raak net bietjie stil en dan dink jy kan dit nie vergelyk met wow, ek trou die naweek. Dis 'n groot oomblik. Wow, weet ek word pa, of ek word oupa. Dis 'n groot oomblik. Nee. Jy kan nie dit in dieselfde konteks bring nie. Wow, God is groot. Nee, ek kry hongervleis, mense. God is groter as wat ons kan imagine. Ek meen, hy is die skepper van alles. Hy is die skepper van die heelal, die hemel en die aarde, alles wat daarop leef, wat daarin is. Hy is groot, mense. Groot. Besef ons dit. Is ons ooit ewen waardig om net daaroor te praat? Is ons waardig om die naam van God aan te roep en te sê, God, U is so groot. Johannes skryf daar, hy sê, hy is nie eens waardig om die veters van Jesus se sandale vas te maak of los te maak nie. Mense, besef ons die grootheid van God. Ek wil vir julle vandag net bemoedig en vir julle vra, asseblief, moenie die grootheid van God ondermyn nie. My broers en susters, moenie die grootheid van God onderdruk nie. Raak stil en besef, hoe groot is God. Hy weet als, hy sien als, hy ken als. Hy is oral teenwoordig. Vriende, as julle nou iets ervaar het in die video, kamera het omgeval, so ek hoop hy is nog reg. Ek sal net daai gedeelte moet uitsny. Wel, julle sal dit nie sien nie anyway. Punt wat ek wil maak, God is groot. Raak stil, besef hoe groot is God. En dank hom net daarvoor en moet hom nie ondermyn nie. Moenie vir God ondermyn nie, my vriende. Hy is groot. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here en ons hemelse Vader, Here, ons besef vanmôre opnuut, Here, hoe groot is U. Hoe almagtig en kragtig is U, Here. Vader, ek wil vanmôre vir U sê, Here, vergewe my as ek U ondermyn het, Here. Vergewe my as ek nie besef het hoe groot U werklik is nie. As ek dit al vergeet het, Here. Vader, herinner my deur die Gees die hele tyd, Vader, van U grootheid, U almagtigheid, Here, U krag en die vrede wat by U is. Here, laat U Gees my die hele tyd oortuig daarvan om net aan die pand van U, die soem van U kledingstuk vashou, Here, sodat ek net kan weet, Here, ek het vrede by U. En U is daar vir my. En ek dank U daarvoor, my koning. Here, ons loof en ons prys, Here, want aan U alleen kom toe al die lof en al die eer. Here, U is groot. How great is our God. Dankie, my koning. Ons loof en ons prys U. In Jesus naam. Amen. Dankie, vriende, broers en susters. Ek hoop regtig waar julle dit saam met my geniet hierdie stukkie en onthou, God is groot. Geniet jou dag.